My naam is Jonelie en ek is in graad 1. Jonelie, sê gou vir ons, wat is vir jou die lekkerste by die groenskool? Wat vir my die lekkerste is baie keer op Vrydag doen ons kind en ek hou van konsert en ons gaan baie keer op Vrydag dan gaan ons op uitstap. Wat doen julle as julle op die uitstappies is? Soos hierdie jaar wat ons op uitstapie gegaan het, ons na die reptiel by so aan die kant by Span. Maar toe gaan ons baie lekker met ons slange gewys en groot spinnenkoppe. Sê gou vir my, wat is jou gunsteling vak? Wiskunde, Afrikaans of Engels? Wat vir my die lekkerste is wiskunde. Hoekom? Want dit is net so lekker, jy moet mooi luister om alles uit te dink. Nie almal kry dit voorreg om wiskunde nie, want ons is net so 'n paar wiskunde kollegas in my klas. En sê vir juffrou, werk julle die heeltyd net op papier of doen julle interessante goedjies ook? Nee, ons werk ook in boeke. En het julle ander blokkies waarmee julle tel? Ja. Ek is Anushka Hazen en ek is in graad 1. Hallo Anushka, sê gou vir my, wat is vir jou lekker hier by die groenskool? Dis nou 'n nuwe skool en jy's 'n nuwe maatjie. Waarvan hou jy baie hier by die groenskool? Dit is vir my lekker om die somme en die naaltafels en al die goeters te leer wat ek nie in die ou skool so geleer het nie. En dit is vir my lekker om alles te doen wat ek nie kon gedoen het in die ou skool. Ag, maar dis sommer wonderlik. En watter vak is vir jou die lekkerste? Van watter vak hou jy die meeste? Die Engels. Die Engels. Nou wat doen julle wat lekker is in Engels? Dit is vir my lekker om in my Engelse boek te kry en ek kan stickers plak en ek kan skryf en ek kan alles doen. Kan jy al so 'n bietjie Engels praat? Ja, dan. Kan jy vir my ietsie sê? Kom ons probeer. Sê gou vir my, hallo, my naam is Anushka. Hello, my name is Anushka. Oek, dis pragtig. Kan jy vir my sê in wiese klas is jy in Engels? I am in teacher Esther's class. Ag, well done. Dankie Sissa, hoor. Hallo, my naam is Christel Kitzer en ek is in graad 3. Hallo Christel. Sê gou vir juffrou, in graad 3 is mens al besig om gereed te maak vir graad 4, né? So julle leer seker baie slim. Watter vak of wat julle doen is vir jou die lekkerste? Om wiskunde te doen en Afrikaans en Engels en die Engels is vir my die lekkerste om te doen. Nou hoekom? Wat doen julle wat so lekker is? Ons plak stickers en Engelse boeke, ons praat juffrou praat baie keer Engels met ons as ons Engels moet leer en ons skryf sinne oor Engels. Sê gou vir juffrou in Afrikaans, kan jy vir my die verskil tussen 'n vraagteken en 'n uitroepteken, kan jy vir my 'n sinnetjie gee wat 'n vraagteken is en 'n sinnetjie gee wat 'n uitroepteken is? Ja. Wat is jou naam, juffrou? En pas op, daar is 'n slang in die huis. Baie mooi, jy's sommer baie slim. En sê gou vir juffrou, as jy die hele dag dink, wat is vir jou die lekkerste van die groenskool? Om met my maatjies te speel en wiskunde in die klas te doen en met my maatjies buite gaan speel en lekker kos te eet. So jy kry daarom tyd om te speel. Jy werk nie nie, né? Goed, dankie sis. Ek sing graad 8 en ek is Marinai en ek is ook in Pretoria Oosgebore. Sjoe, so jy kom al die pad van Pretoria af. Is dit vir jou lekker hier by die groenskool? Wat doen jy wat lekker is hier by die groenskool? Ek speel lekker saam met al my maatjies en ek eet lekker en baie lekker werk doen ons. En ook, dis ook lekker as my juffrou my kantoor te stuur om iets vir Tannie Elsie te gee. Sê gou vir juffrou in die klasie self, met wat speel julle by elke tafeltjie? Wat doen julle alles? Ons verf, ons speel klei en ons speel gewoonlik op die mat blokkies of ons speel enigiets op die mat of ons in ons slankkopboekies werk ons of ons werk in ons spogboekies of ons spogleg. Marinai, weet jy wat? Ek dink nie jy kan al tot by 10 tel nie. Kan jy tot by 10 tel? Nou tel bietjie laat ek hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Dit is pragtig. Jy's sommer baie slim, hoor. Dankie. My naam is Inge Besarinet. Ek is in graad 2. Ek is in Juffrou Antoinette se klas en dit is baie lekker in haar klas. Inge, sê gou vir Juffrou Janita, wat die vakke wat julle doen is Afrikaans en Engels en wiskunde. Nou, wat doen julle in wiskunde wat dink jy daar's iets in wiskunde wat jou slim kan maak? Wat doen julle? Ons doen die sommetjies wat baie lekker is wat so vinnig deurgaan. Dit maak ons ook slim en juffrou leer vir ons van alles en Het julle al breuke gedoen? Ja. Breuke en tyd? Sjoe, nou kan ek vir jou so 'n paar kombinasiesommetjies vra. Gaan jy gou probeer? Goed. 11 plus wat is 18? 7, Mooi. 12 plus wat is 18? 6, 9 plus wat is 18? 9, 3 plus wat is 18? 5, 5 plus wat is 18? 13. Sjoe, nee, jy is sommer baie slim, dankie. Hou jy baie van sport, Inge? Ja, baie. Wat is jou gunsteling sport by die Groenskool? Swem. Dit is baie lekker. Sê gou vir juffrou, nou wat se sport doen jy nog? Hokkie, netbal, landloop, atletiek. Sjoe, sommer 'n klomp sporte hierso, né? Is die sport vir jou net so lekker soos die akademie? Ja, Goed, dankie hoor. My naam is Mikaelen. En watter graad is jy? RR. RR. Mikaelen, sê gou vir my, is dit lekker daar by jou graad RR klassies? Ja. Nou wat doen julle wat vir jou die lekkerste is? Waarvan hou jy die meeste? Teken. Teken, wat teken jy? Ons moet baie keer mannetjies teken en ballonne en goedies wat ons juffrou sê ons moet teken. Teken julle met verskillende goed of teken julle net met vetkruit of teken julle met ander goed ook? Net met vetkruid. Gebruik julle nie baie keer bietjie bordkruit en sulke goed Ja. ook nie? Ja. En verf? Waarmee verf julle? Met op papier. Op papier met 'n kwas en groot verf en lekker kleure. Watter verskillende kleure gebruik julle? Ons het al swart gebruik en ons moes met wit vetkruid hy se teken waar dit donker is. Mooi, mooi. En watter kleur sal jy die son maak? Geel, Mooi. En watter kleur sal jy die gras maak? groen, En watter kleur sal jy water maak? blauw, Jy's baie slim. En die boom se stam? bruin, Joe, ek wens jy kan by my klassies want jy's baie slim, hoor. En sê gou vir juffrou Janita, as jy buite speel, wat is vir jou die lekkerste van buitespel? swing. Die swaai. Swaai jy jouself? En spring jy partykeer bietjie tou? Ek kan nie thuis. Kan jy nie tou spring nie, maar jy moet probeer partykeer, né? Speel jy met balle ook? Ja, dis baie lekker. Spring jy een been? Dis baie lekker, né? Dankie Sissa. Hallo, my naam is Henk, Henk Plignet. Ek het in 2010 graad 7 klaargemaak by Groenskool. Ek is op die oomblik in matriek in Ben Vorster. Ek was in 2010 was ek hoofseun gewees van Groenskool en ek was hierdie jaar bevoorreg ook gewees om die hoofseun van Ben Vorster te wees. Wel, ek was in graad 7, as ek reg onthou, was ek top 1 gewees, reg deur die jaar. En ook nog altyd top 10 en ook in die hoërskool kan ek nie onthou dat ek uit die top 10 uit was nie. En ja, op die oomblik gaan dit ook goed met die akademie. Van graad 1 tot 3 het jy mos nou nie regtig 'n rapport gekry met persentasies op nie. Maar van graad 4 tot 7 ek bedoel die onderwysers het met passie klas gegee en ons definitief gedruk om goeie punte te kry. Daar was nie tyd vir slap lê nie. Wel, die sport meng seker maar altyd bietjie met die akademie in, maar dit is ook belangrik om 'n goeie balans te hê en in Groenskool leer hulle jou ook om daai balans te handhaaf. Met die sport se invloed op die akademie leer dit jou ook om jou tyd te bestuur, nie net op sport en akademie maar in alles wat jy doen en as jy 'n taak gaan kry of enige iets wat jy doen, nie net noodwendig by die skool nie, maar om dit leer jy om jou tyd te bestuur en om jou as ek in Engels kan sê, om jouself te manage. Groenskool was een ding wat vir my uitstaan definitief is die dissipline. Dissipline wat deur meneer Burger en die res van die onderwysers op ons geïmplementeer is, as ek kan sê. Wat ook so deur die hoërskool getrek het,
waar jy van 'n myl af kan sien wie in groenskool was, sy op laerskool was. Nee, ek kan nie dink dat dissipline 'n negatiewe effek op enigiemand sal hê nie. Dit sal jou 'n bietjie taaf maak, 'n bietjie harder maak en sal jou ook leer om nie net jou eie wil te volg nie, maar ook bietjie volgens struktuur te gaan partykeer. Groenskool in my oë dink ek is 'n top laerskool, een wat jy nie enige plek gaan kry in Limpopo nie en wel ook definitief nie in die dorp nie. Groenskool is 'n baie goeie skool met baie goeie dissipline en ek sal enige ouer aanbeveel om hulle seun of dogter na groenskool toe te stuur. Ek is Tom Rietjes en dis aan help. Ons het vier kinders in die groenskool. Die oudste Adriana is graad 7 en dat is Andrea in graad 5. Ons het Arina in graad 3 en ons het 'n kleintjie in R. Ek sal enige ouer aanbeveel om sy kind in die groenskool te sit. Ons het dit ook in ander skole gehad, maar ons het gevind dat die groenskool pas ons as gevolg van ons taalgebruik en dat ons taalgebruik nie weggebreek word fisies, soos wat in baie gevalle gebeur nie. Ek is bly dat ons nog in Afrikaans bly. Ek glo Engels is 'n vak wat 'n mens moet hê as gevolg van waar ons land beweeg. Maar as soos iemand ook al gesê het, weet as mens Engels het, dan het jy Engels. Jy het nie nodig om Engels. Jy het nie nodig om 'n kind Engels groot te maak om sy plek voor te kan staan in die land. So ek glo die akademiese kant soos dit nou is my 100% baie sterk, baie skerp. As ek maar net hoor wat se inspeksies gedoen word op die ou dinge soos ek nog in die skool was wat hare gekyk is en naels gekyk is en wat jy nie meer vind in skole vandag. Kinders word baie oorgelaat in hulle eie vriende basis. Jy weet dat hulle van hulle self moet voorsien. Die ouers moet al die werk doen, maar in die groenskool het ek gevind dat die onderwysers is nog daar en hulle help jou daaraan in die dissipline basis. Kinders moet nie hê van kunskool. Ja, dissipline is kyk, enige iets in die lewe wat jy aanpak, maak nie saak wanneer hoe kleiner hoe beter in skool. Alles moet dissipline. As jy mens nie dissipline het nie, dan het jy niks. En dit word vir my in die groenskool baie erg, kan ek amper sê, geduimdruk op hulle. Dat jy kan sien dat 'n kind wat in die groenskool het, kom aan sy dissipline, jy kan dit sien. Sport, en selfs ook tale, ja, selfs in sport. Ons speel as 'n kind is baie sportief en sy word ondersteun alle kante af van tot met die hoof. Sy het ek al gesien dat hy vir hulle aanspoor en baie keer is al besige tye in die skool waar hard geleer moet word en ons ook nog die sport wat moet gebeur. En wat vir my so nice is dat hulle albei akkommodeer en hulle maak seker dat een kant nie agterbly nie. Dan moet ek sê die onderwysers ondersteun ongelooflik. Met Andrea laas jaar met die gewigstoot, hulle het vir haar gedruk van alle windrigtings af, laat sy daai iets ekstra moet insit, laat sy net daai bietjie verder kan gooi. En weet jy, sy het dit bereik. Definitief. Ek meen, vir enige ouer wat 'n keuse wil maak, jy kan my kontak, ek kan dit vir ander mense dit bewys. Jy sien nie 'n fout maak nie. Jou kind word die regte basiese riglyne word van neergelê. Van klas, ja, fondasie is dit so. Word vir hom neergelê en dit word gehandhaaf in ons skool. So jy sal inpas en jy sal regtig dit geniet. Hallo almal, ek is Karen Benadi. Ek is 'n oud Laerskool Palleborwa Groenskool leerling self en my ouers het almal self skool gehou by die Groenskool. Ek het 2 dogters wat self deur die Groenskool is. My oudste dogter is nou 17 en my ander dogter is nou 15. So dis al 'n paar jaar terug. Die Groenskool het hulle absoluut gevorm om reg te wees vir die hoërskool. Hulle het uitstekend presteer in die laerskool op akademiese gebied, op sportgebied en op kultuurgebied. Het hulle geleentheid gekry om hulle self uit te leef. Wat baie lekker is by die Groenskool, of baie goed is by die Groenskool, is dat die kinders erkenning kry vir hulle akademiese prestasies. Die top 30 presteerders wat hulle na elke eksamen beloon is baie goed. Dit moedig die kinders aan om hard te leer en hard te werk. Dan ook op kultuurgebied, die kultuurande wat hulle aanbied, die redenaars,
Dit is uitstekende grondslag waar jou kind ook op kulturele gebied homself kan uitleef. En dan is natuurlik ook die musieksentrum wat beskikbaar is vir jou kind indien hulle sou belangstelling enige musiek om dit te neem. Die onderwysers van die Groenskool is ongelooflik goed en hulle ondersteun jou kind en help regtig jou kind om 'n jong grootmens te wees of 'n jong groeiende kind te wees wat reg is om die grootmenswêreld aan te vat of 'n hoërskool toe te gaan met selfvertroue. Meneer Burger is 'n uitstekende hoof. Ek het nog nooit 'n laerskool raad geloop of by 'n byeenkoms gewees wat ander skole aangebied het wat soveel moeite doen soos die Groenskool nie. Die Groenskool se ouers doen dinge net anders. Indien u sou besluit om u kind na die Groenskool toe te stuur, sal jy nooit 'n fout maak nie. Jy gaan trots wees. Jy gaan daai olifantjie op jou bors dra saam met jou kind. En jy gaan net so trots wees soos wat ek nog steeds is op die Groenskool. Ek volg alles wat gebeur in die Groenskool. Ek is nog steeds 'n Groenskool ouer in my hart en ek sal so vir ewig wees. Baie sterkte vir julle. Ek is Dolf Blighnout en Ek is Cecile Blighnout. ons het al 2 kinders wat reeds deur die Groenskool is en tans in Bedforster is en dan is nou 'n jonger enetjie wat nou in graad 4 is. Aldo. Ek het nog nooit bekommernis oor een van die onderwysers gehad nie. Ek dink dit het by Magnus begin. Ek het altyd gesê as ek sal weet as my kind nie gelukkig is nie. So daai dag het nooit gekom wat ek hom gaan oplaai het wat hy nie gelukkig gelyk het nie of sy nie gelukkig gelyk het nie. So ek het geen rede gehad om ooit bekommerd te wees nie. Huiswerk gewys, ons het nie huiswerk ooit vir ons kinders gedoen nie. So hulle het van die begin af selfstandig dit moes doen. En hulle is waar hulle is vandag omdat hulle dinge self toe al geleer het en die onderwysers was daar om hulle te lei. Ek hoef nie 'n onderwyser te gewees het terwyl hulle op skool was nie. Dit was uit ons hande uitgeneem. Ons kon help, ons kon bronne kry, ons kon sulke tipe van goed doen. Ja, ek dink hulle is van kleins af daar geleer om selfstandig te wees, selfstandig te kan werk. En ek dink alles begin by die dissipline grondslag. Dit is bitter belangrik. As 'n goeie dissipline gehandhaaf word tussen die hoof en die onderwysers en dit filter deur na die kinders toe. Daai is 'n bitter belangrike grondslag en as dit reg is dan het jy 'n wenresep vir vorentoe. Ons doen sport, hulle het kultuur dwars deur Groenskool gedoen en hulle het akademie gedoen en hulle het op al die terreine mal gewees daaroor. Dit was 'n kwessie van om die regte balans te probeer handhaaf, maar nooit is hulle geforseer om sport bo kultuur te kies of kultuur bo akademie nie. Jy het waar jy kon het jy gedoen en as jy dan voel dit raak te veel, onderwysers sal nooit vir jou gedwing het om dit te doen as jy. Ja, ek dink enige persoon wat wonder of Groenskool net 'n sterk sportskool is, kan gerus die balkie aan bywoon en kyk na die kinders daar wat goed hulle presteer, van die top 10 van die eerste een af tot die 10de een deur en tot die 30ste een en kyk hoe naby en baie goed hulle mekaar kompetisie gee en goed hulle presteer daar. Ek dink dis 'n Met Nilo, hulle kan nou sê, hulle het tweede geëindig in die land as laerskool netbalspan en hulle het laas jaar tweede in Suid-Afrika geland as hoërskool netbalspan met 2-3 van Groenskool in daai span. En dieselfde spannetjie. En tegelykertyd is daai selfde kinders top 10 akademies. Ja. Ek dink die Groenskool kweek 'n wil by 'n kind om te kan kompeteer op akademiese en op sportvlak. En weer eens die drywer daarin is dissipline en passie van die onderwysers se kant af. En dis my baie belangrik vir daai grondslag wat in 'n kind gelê moet word. En dit leer jou berei 'n kind op voor vir die toekoms na skool. In die huidige Suid-Afrika waar ons is, gaan elke kind definitief moet selfdissipline hê om 'n sukses van homself te maak. Ek dink dit is baie belangrik. Ek is Koos Venter. Ek is tandarts hier op Palleborwa in julle dorp. En ek het 2 kinders in die grootskool gehad, Carly Venter en Sinai Venter, albei van hulle is nou in die hoërskool. En die keuse waarvoor ouers staan, moet hulle kinders grootskool stuur of nie, is eintlik baie maklik. 'n Kind se fondasies en sy opvoeding is gebaseer op 4 fundamente: sosiaal, akademie, sport en kultuur. Ons het vriende gehad byvoorbeeld wat Amerika toe getrek het. En hulle kinders was in grootskool in graad 3 gewees. En toe hulle in Amerika kom, het hulle onmiddellik daai 2 kinders gevat en gesê, luister maar, julle sosiale struktuur en julle kultuur en julle akademies van so aard, ons sit julle in 'n volgende jaar. Hulle het heeltemal gegaan
en 'n jaar vooruit basies in die skool gesit, omdat hulle so goed ontwikkel was en goed aangepas was. Dit is nie net sport nie, dis nie net akademie nie, dis nie net kultuur nie, dit is 'n kombinasie van al vier. Dit veroorsaak dat jou kind eendag gebalanseerde kind is, 'n kind wat die lewe kan face, 'n kind wat sy eie besluite kan neem, en 'n skool waarop jy kan trots wees op einde van die dag as jou kinders daar uit is, en waarop jy kan terugkyk en kan sê, maar jy's bly jy het jou kind in die groenskool gesit. Baie van ons ouers gaan nog terug, baie keer sportgeleenthede toe, prysuitdeling toe van groenskool om te kyk hoe presteer van ons vriende se kinders daarso. En dis die kultuur wat in die groenskool gekweek word. En dit is waarom dit 'n groot pluspunt en 'n groot rede is waarom u dalk u kind in die groenskool moet sit om die kind se fondasie, daai 4 pilare reg te lê.